Opstandingssondag. Vriende, hartlik welkom. Vandag onthou ons, Jesus het opgestaan. Jesus het waarlik opgestaan. En vanoggend gaan ek saam met jou kyk na wat beteken die opstanding van ons Here Jesus Christus. En ons gaan dit doen aan die hand van 6 legkaartstukke wat ons nodig het om by mekaar te voeg, om vanoggend weer vir mekaar opnuut die begrip van die opstanding te kom verhelder. Hierdie 6 legkaartstukke is ontnugtering, openbaring, ontdekking, ontsluiting, ontvangs of oproep. Kom ons begin sommer by die eerste legkaartstuk, ontnugtering. Die ontnugtering bestaan daarin dat die graf is leeg. Die 4 evangelieskrywers vertel vir ons elkeen van Jesus se opstanding. Kom ons hoor hoe 2 van hulle dit beskryf. Lukas 24, die Sondagmôre baie vroeg, het die vroue na die graf toe gegaan en met reukolie wat hulle reggemaak het, daar kry hulle die klip wat weggerol is van die ingang van die graf af. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Met een staan daar by hulle 2 manne met blink klere aan. Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Johannes 20 beskryf dit as volg. Die Sondagmôre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf weggerol is. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan en hy het dit ook gesien en geglo. Maar Maria het buite die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy 2 engele met wit klere aan, wat daar sit waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Die ontnugtering bestaan daarin, die graf is leeg. Jesus se liggaam is nie meer daar nie. Stel jouself die ontnugtering voor. Hulle was so seker dat Jesus die Messias is. En daar moes hulle toekyk, hoe hy aan 'n kruis vasgespijker word, sy laaste asem uitblaas en sterf. Om te verseker dat niemand by sy liggaam kon uitkom nie, het hulle 'n groot klip voor die graf gerol. Die Saterdag was die Sabbatdag en daarom kon hulle nie na die graf toe teruggaan nadat Jesus op die Vrydag gekruisig is nie. En nou, vroeg Sondagmôre, op pad na die graf toe, haas hulle self daarheen en wonder hulle, maar wie sal die klip vir ons wegrol? En nou kom hulle by die graf en ontdek, maar die graf is oop en leeg. Jou eerste gedagte is dat die liggaam van Jesus is dalk gesteel, verplaas, weg, en daarmee saam ons laaste bietjie hoop aan Jesus verbonde ook aan skerwe. Maar dan, nie slegs die ontnugtering nie, maar ons tweede legkaartstuk om die opstanding van Jesus te verstaan, openbaring. Die openbaring dat Jesus is nie dood nie, hy lewe. Die 4 evangelieskrywers vertel vir ons elkeen verder van Jesus se opstanding. Kom ons hoor hoe die ander evangelies dit vir ons beskryf. Matteus 28, toe sê die engel vir die vroue, julle moenie bang wees nie, ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy is uit die doodheid opgewek, soos hy gesê het, kom nader en kyk, daar is die plek waar hy gelê het. Gaan gou en sê vir sy disippels, hy is uit die doodheid opgewek, en hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien. Dit is wat ek vir julle moes sê. Skielik het Jesus daar voor die vrou gestaan en hulle gegroet. Hulle het nader gekom, sy voete gegryp en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle, moenie bang wees nie. Markus onthou die gebeure as volg.
vers 6, moenie skrik nie, sê hy vir hulle, julle soek Jesus van Nasaret wat gekruisig is, maar hy is uit die dood uit opgewek, hy is nie hier nie, kyk, daar is die plek waar hulle hom neergelê het, maar gaan sê vir sy disippels en in die besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit na Galilea toe, daar sal julle hom sien soos hy vir julle gesê het. Na Jesus se opstanding, vroeg die Sondagmôre, het hy heel eerste aan Maria Magdalena verskyn. Sy het dit vir sy disippels gaan vertel wat oor hom getreur en gehuil het. Later het Jesus aan die 11 self verskyn terwyl hulle aan tafel was. Stel jouself nou die openbaring voor. Hulle kom toe by die graf. Dit is oop, dit is leeg. En toe verskyn daar iemand wat aan hulle bevestig waarom is Jesus nie meer in die graf nie. Nie omdat iemand sy liggaam gesteel het nie, of omdat iemand het ergens heen geneem het nie. Die openbaring van die leë graf bevestig dat Jesus leef. Hy is uit die dood uit opgewek. Die disippels is nie slegs die aanhoorders van die openbaring nie. Hulle is die getuies dat Jesus leef, wanneer Jesus nou aan hulle verskyn. Maar dan, vanoggend, nog 'n derde legkaartstuk. Nie slegs net die ontnigtering of die openbaring nie, maar kom ons voeg hierby die ontdekking. Ons sal opstaan. So Paulus vertel in sy briewe wat die opstanding beteken. Paulus vertel vir ons nie slegs dat Jesus opgestaan het nie, maar hy interpreteer die opstanding en vertel vir ons, so wat is die gevolg daarvan dat Jesus uit die dood uit opgestaan het. 1 Korintiërs hoofstuk 15. As ons dan verkondig dat Christus uit die dood uit opgewek is, hoe kan party van julle nog beweer dat daar geen opstanding van die dooies is nie? En as daar geen opstanding van die dooies is nie, beteken dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en julle geloof sonder inhoud. As die dooies nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos en is julle nog gevangene in julle sonde. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as die eersteling wat uit die gesterf het. Aangesien die dood deur 'n mens gekom het, het die opstanding van die dooies ook deur 'n mens gekom. Net soos almal deur hulle verbondenheid met Adam sterf, so sal almal in Christus lewend gemaak word. Soos ons die beeld van die stoffelike mens was, sal ons ook die beeld van die hemelse wees. Wat ek bedoel, broers, is dit: vlees en bloed kan nie aan die koninkryk van God deel kry nie. Die verganklike kan nie aan die onverganklike deel kry nie. Stel jouself nou hierdie ontdekking voor. As jy ontken dat Jesus opgestaan het, dan ontken jy die evangelie en dan is jou geloof eintlik sonder inhoud en bly jy verlore in jou sonde. So wat 'n ontdekking om te maak dat jy kan hoor dat Jesus het opgestaan, maar jy kan dit ontken. Dan ontken jy die evangelie en dan is jou geloof maar eintlik sonder inhoud en bly jy verlore in sonde en staar jy die ewige dood in die oë. Maar, en hier is die ontdekking, maar as jy glo dat Jesus opgewek is uit die dood, beteken dit dat jy glo dat jy ook opgewek sal word. Die ontdekking bestaan daarin dat as ek in Christus sterf, sal ek in Christus lewend gemaak word. Waar ek nou in 'n aardse liggaam leef, sal ek die hemelse liggaam ontvang. In 2 Korintiërs praat Paulus van 'n tentwoning wat met 'n vaste gebou oorgetrek
sal word. Paulus sê, maar dit is die ontdekking wat die opstanding vir Jesus en vir my en jou kom oopmaak. Maar dan hoor ons nie slegs dat daar vir ons ook 'n opstanding van die dood in Christus kan realiseer nie. Ons hoor ook van die ontsluiting van nuwe toekoms. Paulus vertel in sy briewe ook vir ons hiervan in 1 Tessalonisense hoofstuk 4. Ons wil nie hê, broers, dat julle onkundig moet wees oor wat met die ontslapenis gaan gebeur nie. Dan sal julle ook nie treur soos ander mense wat geen hoop het nie. Ons glo immers dat Jesus gesterf het, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Jesus die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. Dit sê ons vir julle op grond van wat die Here gesê het. Ons wat bly lewe tot met die wederkoms van die Here sal die ontslapenis hoegenaamd nie voorwees nie. Want wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdal. Allereers sal die wat in Christus gesterf het uit die dood uit opstaan, en daarna sal ons wat nog lewe saam met hulle op die wolke weggevoer word, die lig in, die Here tegemoet, en so sal ons vir altyd by die Here wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde. Stel jouself nou voor die grootheid van hierdie geheimnis wat ontsluit word. In die eerste brief, die eerste geskrif wat in die Nuwe Testament op skrif gestel word. Daar is 'n toekoms saam met die Here Jesus Christus ander kant die dood. So ongeag wanneer, waar of hoe ek sterf. As ek in Christus gesterf het, dan het ek deel aan hierdie toekoms. As ek in Christus is, ongeag of ek lewe of ek reeds gesterf het, wanneer hy weerkom, word daar vir my 'n nuwe toekoms ontsluit, een waar ek vir altyd by hom sal wees. As jy in Christus is daar geen veroordeling meer vir jou nie, en wag die lewe vir jou, sê Paulus in Romeine 8 vers 1. Maar vir hierdie oorgang van 'n aardse liggaam na 'n hemelse bestaan, gee God ook vir ons 'n waarborg, naamlik die Heilige Gees, in Paulus se woorde in 2 Korintiërs 5 vers 5. En dan vriende, hoe lyk die ontvangs dan van hierdie genade, wat vir my en jou oopgaan, wanneer ons die legkaartstukke oor die opstanding van Jesus begin by mekaar voeg. In 1 Korintiërs 15, ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het, wat julle ontvang het en waarin julle ook gefestig staan. Deur die evangelie word julle ook gered as julle vashou aan die boodskap, soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vashou, het julle te vergeefs tot die geloof gekom. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ook ontvang het, is dit: Christus het vir ons sonde gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek volgens die skrifte. Hy het aan Sefas, dit wil sê Petrus, verskyn en daarna aan die 12 en daarna aan meer as 500 broers tegelyk, van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Ten minste toe Paulus hierdie brief geskryf het. Daarna het hy aan Jakobus verskyn en toe aan al die apostels. Die laaste het hy ook aan my, die ontydige geborene, verskyn. Ek is immers die geringste van die apostels en is nie werd om apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. Maar deur die genade van God is ek wat ek is, want sy genade aan my was nie te vergeefs nie. Wanneer ons praat van ontvangs, dan praat ons eintlik van oordrag. Want Paulus verduidelik dat die inhoud van die evangelie is dat Jesus gekruisig is ter wille van ons sonde. En hy is begrawe en op die derde dag opgewek uit die dood en hy het verskyn aan die apostels volgens die skrifte. Jy hoor, hierdie evangelie wat Paulus ontvang vertel vir ons nie slegs van God se handeling nie, maar God se handeling in Christus. God doen wat hy doen
deur Jesus. Jesus is die gestuurde seun van God, die een wat gekruisig is ter wille van ons sonde, maar opgewek is op die derde dag uit die dood. En hoe weet ons dit? Hy het verskyn aan die apostels. En Paulus sê, dis die boodskap wat hy nie net ontvang nie, maar dis die boodskap wat hy oordra. Nou is ons vanoggend vir mekaar kon vra, in die wêreld waarin ons vandag leef, wanneer ons hierdie boodskap oordra oor Jesus se opstanding, dan hoor ons baie keer die vraag, is dit nodig om die opstanding werklik dan as 'n historiese werklikheid te aanvaar? 'n Voorbeeld hiervan is Rudolf Bultmann, 'n teoloog wat gesê het, hy dink aan die evangelies slegs as iets wat 'n mitologiese aard het. Vir hom is die opstanding dus nie 'n gebeurtenis in die geskiedenis van die wêreld nie, maar Jesus het slegs in die bewussyn van die disippels opgestaan. Ek hoop jy hoor hard en duidelik die beperkings van hierdie stelling van Bultmann. Want die evangelies bevestig aan ons dat Jesus het werklik opgestaan. Ek onthou toe ek op 'n trein gery het tussen Brussels en Leuven, het iemand vir my gevra, soos 'n mens maar gesels van waar kom jy en waarheen is jy op pad, en ek vertel dat ek is hier om 'n biblioteek te kom besoek vir my navorsing. Vra die persoon vir my, maar bestudeer ek die Bybel slegs vanuit 'n historiese geskiedkundige belang, in die sin van dat ek bestudeer dit maar die geskiedenis ter wille van die geskiedenis, of glo ek werklik dat hierdie die waarheid is? En ek kon daardie persoon ondubbelsinnig antwoord, ek is besig met navorsing oor die Bybel, maar vir die eenvoudige rede dat ek hierdie waarheid glo, dat Jesus het werklik opgestaan. Hy is die een wat werklik leef, en dit is die inhoud van my godsdiens. En kon ek vir hom sê, dat die Bybel is nie net iets wat ek bestudeer om dit te bestudeer nie, maar iets wat ek bestudeer omdat ek dit werklik glo. Paulus sê dat hy nie te vergeefs die boodskap van die evangelie ontvang nie. Maar hy waarsku die Korintiërs, as ek kan enigiets anders vashou, as ek hierdie boodskap relativeer oor Jesus se sterwe en opstanding, dan sê hy, het ek te vergeefs tot die geloof gekom. Hoe tragies sal dit nie wees as jy te vergeefs die boodskap van die evangelie hoor, of selfs dit te vergeefs aanneem, omdat jy later besluit, ek hou eerder aan iets anders vas nie. En dit is die groot uitroepteken, die groot waarskuwing wat Paulus hierby voeg, om te sê, maak seker dat jy hierdie boodskap oor Jesus ten volle aanvaar, dat die evangelie boodskap nie te vergeefs vir jou sal wees nie. Aanvaar ten volle dat Jesus werklik gesterf het, dat hy uit die dood opgestaan het, en dat hy aan mense verskyn het. Want Paulus sê, dit is die evangelie. As ons dit glo, dat dit gebeur het ter wille van ons sonde, dan kan ons volkome gered word. As ons dit glo, dan glo ons dit nie alleen nie. Ons bely dit saam in die kerk deur al die eeue. Die belydenis van Nicea, wat sê, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is en op die derde dag opgestaan het volgens die skrifte. Hierin hoor jy ook die woorde van Paulus in 1 Korintiërs 15 echo, wanneer hy sê, Christus het ter wille van ons sonde gesterf, volgens die skrifte. Hy is begrawe en het opgestaan volgens die skrifte. Dit is die belydenis wat ons nie by Paulus gekry het nie, maar saam met die kerk deur al die eeue bely. Dit is die evangelie wat ons glo. Wat gebeur as ek dan in die historiese opstanding van Jesus glo? Wanneer ek sê, ek kan nie waag om dit te relativeer nie. Wat gebeur as ek wel daarin glo?
As ek glo Jesus het opgestaan, verander my verlede, dan het sonde en dood geen mag oor my nie, want Jesus het betaal. Dan verander my hede, want ek deel nou reeds aan die oorwinning van Christus. En dan verander my toekoms, want dan sal ek opgewek word uit die dood soos Jesus. Maar dan het ek nodig om ten volle in die opstanding te glo. Ons laaste legkaartstuk, om hierdie legkaart van die opstanding van Jesus by mekaar te kan voeg. Die oproep om te sing en te vertel. 1 Korintiërs 15. En wanneer hierdie verganklike liggaam met die onverganklike bekleed is, en hierdie sterflike liggaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan vervul word. Die dood is vernietig, die oorwinning is behaal. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die sonde kry sy krag uit die wet van God. Maar ons dank God, dat hy aan ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Daarom, liewe broers, wees standvastig, wees onwankelbaar, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle inspanning in diens van die Here nie te vergeefs is nie. As ek met my hele hart glo dat Jesus nie slegs gesterf nie, maar ook uit die dood uit opgewek is, dan kan ek sing, dood, waar is jou angel? En dan kan ek vir ander vertel, Jesus het gesterf terwille van my sonde en hy is opgewek, wetende dat my arbeid nie te vergeefs sal wees nie, omdat ek nou reeds in die oorwinning van my Here Jesus kan deel. Vanoggend het ons vir mekaar gesê, om die opstanding van Jesus te verstaan, het ons 6 legkaartstukke nodig. Die eerste legkaartstuk was die van ontnugtering, toe ons ontnugter was om te ontdek, die graf is leeg, maar daarna die openbaring, dat Jesus het werklik in die dood uit opgestaan, gevolg deur die ontdekking, dat Paulus sê, ons kan self uit die dood uit opstaan, die ontsluiting van 'n nuwe toekoms, wat dan vir my en jou sal aanbreek, wanneer ons in die opstanding deel in Jesus se wederkoms. Maar dan, wat maak ek met die boodskap wat ek ontvang het? Die gevaar is dat ek dit te vergeefs ontvang. Die gevaar is dat ek die boodskap relativeer, om in te pas by die kultuur of tydsgees van die dag. Maar die oproep is om hierdie boodskap te ontvang, daaroor te sing en dit verander te vertel, terwyl ek uitsien na my eie opstanding, terwyl ek vashou aan Jesus se opstanding.